en ons volleinding is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Daarom, geliefdes, genade, vrede en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Dit gebeur soms dat dominees uit die eerste verse van die Bybel lees, en dan gebeur dit ook soms soos nou dat ons uit die laaste verse van die Bybel lees. So ek gaan vir ons lees uit Openbaring 22, die 6ste vers, wat handel oor die wederkoms van Jesus. Openbaring 22, vers 6. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gee en sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. En wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om te doen wat reg is. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs, die onsedelikes, die moordenaars, die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeente te betuig. Ek is die afstammeling, die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die Brood sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan toevoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. En as iemand een van hierdie woorde van die profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskryf is. En hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal met almal wees. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Hemelse Vader, in die rustigheid van hierdie koel Sondag wintersmorgen, soek ons die warmte van u liefde en van u nabyheid. U wat deur u Gees in ons woon, u wat deur u woord nou met ons praat. Ons wil bid dat ons hierdie woorde ter harte sal neem. Dat dit ons die tweede helfte van die jaar sal inneem met u Gees in ons hart en u naam op ons lippe. Dat ons ook getuies van u sal gaan wees in hierdie wêreld. Daarom bid ons ook vir hierdie gemeente, vir leraar en kerkraad, amptenare, vir elke lidmaat. Here, dat ons saam op pad sal wees na u toe in die hemel, omdat ons glo
is letterlik die laaste teks van die Bybel, Openbaring 22 vers 20. Hy wat dit alles getuig, sê ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Nou, in die ou vertaling staan hierdie woorde, kom Here, in 1 Korintiërs 16 vers 22 ook, maar dit staan nog daar in sy ou Arameese vorm, die taal Aramees. En dan staan daar Maranatha. Dit is kom Here. Nou dit is vandag, soos jy weet, 14 Junie. Ons is so 'n week voor die wintersewening, wanneer die langste nag is. En presies 'n maand gelede, op die 14de Mei, het ons Jesus se hemelvaart herdenk. In Handelinge 1 vers 11, met Jesus se hemelvaart, hoor ons die woorde van die twee engele, hulle sê, hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou kom die Bybel eintlik met 'n vraag na u en my vanmôre. En die vraag is, met watter verwagting leef u? Leef u met die verwagting dat Jesus enige oomblik weer sal kom? Kan u as het ware opgewonde saam met die gelowiges uitroep, Maranatha, kom Here Jesus. Leef u dus in afwagting op die koms van die lewende Here Jesus. Want in die wêreld daarbuiten verskil mense se verwagtings van die lewe nogal baie. Veral met die ongelowiges. Ek lees van 'n rolprent met die naam Limbo, lang terug, en die hoofkarakter en sy vriendin en die vriendin se verbitterde tienerdogter, wat mens mos maar soms kry, is al drie mense wie se lewens nie veel rigting het. Hulle weet nie half mooi wat hulle wil doen en waarheen hulle op pad is. Hulle leef sonder veel verwagting. Dan beland hulle deur 'n sameloop van omstandighede op 'n verlate, koue eiland naby Alaska. En jy sal weet, dis 'n bietjie nader aan die Noordpool as wat goed is, so dis baie koud daar. En skielik is die drie in 'n stryd om oorlewing. Hulle veg teen die koue, hulle veg teen die honger, en dan sê die tienerdogter nogal self, hier is dit beslis nie die hemel nie, maar dit is ook te koud om die hel te wees. Skerp opmerking. En dan hoor hulle skielik 'n vliegtuig aankom. 'n Man met die naam van Smiling Jack is die vlieënier, maar hy sê egter dat hy nie genoeg brandstof het om al vier van hulle na veiligheid terug te kan neem nie. Hy beloof om meer brandstof te gaan kry en hulle dan te kom haal. En dan wag die drie maar steeds almal vir die vliegtuig. Maar dit gaan so 'n bietjie in hulle gedagtes toe, is hierdie Smiling Jack te vertrou. Werk hy nie dalk ook vir die dwelmbase en gaan dalk net terugkom om hulle soos die hoofkarakter se broer dood te maak? So die spanning laai op. Gaan die vlieënier weer kom en as hy kom, gaan hy vir hulle red of verloor? Dan skielik is hy daar. Hy land en die vrou hardloop na die vliegtuig, maar jy kan nie op die gesig van die vlieënier sien of sy bedoelings goed of sleg is nie. Red of vermoor nie. En weet jy wat? Die volgende oomblik word die skerm wit en eindig die rolprent sonder ons te wys wat gebeur het. Is dit nie ook hoe dit maar baie keer met mense se lewens vandag is? Hulle wag
op iets of iemand wat dinge dalk beter sal kan maak. Jy weet die baie mense wat so hier verby beweeg, dan gaan hulle op Port Elizabeth toe, dan hulle gaan nou glo daar werk kry. Of hulle gaan Kaap toe, want hulle gaan nou glo daar werk kry, maar dan werk dit ook nie. Hulle wag vir niks. Hulle verwagtings kom tot niks. Hulle lewens is baie keer leeg, sinloos. Jy sien, die wêreldse verwagtings word meer na hulle teleurgestel, omdat dit nie met God rekening hou. Ook u en ek, wat al meer as 30 jaar in die nuwe Suid-Afrika woon, kan maklik in hierdie slaggat trap. Ja, die mense kan natuurlik ook letterlik in slaggate trap, veral in die noordelike provinsies waar die paaie maar vrot is. Sommige mense meen, hulle verwagtings van die lewe sal verwesenlik word as hulle byvoorbeeld na 'n ander land toe trek. Kanada. Ek het ook 'n dogter in Australië of Engeland. Daar sal alles skielik nou regkom. Nou ongelukkig is hulle dalk ook in soms maar vir 'n groot teleurstelling. Ander mense raak vreeslik negatief oor hulle verwagtings van die lewe. Jy hoor hulle ook altyd net negatiewe goed praat. Iemand skryf oor so 'n lewenshouding, dit glo niks nie, dit gee vir niks om nie, dit wil niks weet nie, dit meng met niks nie, dit geniet niks nie, dit haat niks nie, dit vind nie sin in enigiets nie, dit leef vir niks nie, en dit bly lewe omdat daar niks is om voor te sterf nie. Hoe verskriklik. So verwagtingloosheid is verlammend, is gevaarlik en is goddeloos. En dit gebeur wanneer ons verwagting van God afstomp. As jy daar in die Ou Testament gaan lees, het dit baie keer met die Israeliete gebeur. Hulle verwagtinge van God het afgestomp geraak en dan hulle na ander afgode gaan kyk en dan het God hulle gestraf. Ons glo nie meer dat God alles nuut kan maak nie. Nou wag ons maar ongelowig in die hoop op beter tye. En so beleef ons die een teleurstelling na die ander. Want sonder God is jy sonder hoop in hierdie wêreld. Die vroeë kerk, waarvan 1 Korintiërs 16 en Openbaring 22 praat, het nie bloot gewag op 'n nuwe of beter tydperk, maar gewag vir iemand. Iemand wat sy liefde bewys het deur aan 'n kruis vir ons te gaan sterf. Iemand wat sy mag laat blyk het uit 'n leë graf en 'n hemelvaart. En dan met Pinkster is die Heilige Gees uitgestort en het gelowiges beleef hoe hulle lewens aangeraak, verander word, hoe hulle nuwe hoop, nuwe verwagting kry deur hulle geloof in God. En daarom kon hulle wag met 'n lewende, sinvolle verwagting. Daarom kon hulle ook bid, soos hier staan: Kom, Here Jesus, Maranatha. Ons sien uit daarna dat U kom. Ons is nie bang nie, ons sien uit daarna. Ons toekoms is nie iets wat moet kom of is ergens op 'n ander plek nie. Ons toekoms as gelowiges is in iemand. En hierdie iemand is Jesus, wat beloof om hierdie wêreld nuut te maak deur sy Gees wat in ons woon. Kom ek vertel vir julle nog 'n storie. Ek ken 'n verhaal van 'n jong man wat voor sy vertrek op 'n lang reis 'n brief gegee het aan die vrou met wie hy graag wil trou. Dis 'n bevestiging van my liefde vir jou, wat hy gesê het.
Dae het maande geword, maande, jare, maar die man het nie teruggekeer nie. Sy het al hoe moedeloser en neerslagtiger geraak. Die jong vrou se vriende het haar gesmeek om die jong man te vergeet en met ander mans uit te gaan. Sy het egter geweier. Van tyd tot tyd, as die verlange te veel geraak het sy haar geliefde se brief gelees en dit het haar getroos. Die belofte wat hy daarin gegee het. Uiteindelik na baie jare keer die man so waar terug. En toe sê hy self, hoe is dit moontlik dat jy al die jare aan my getrou gebly het? Verstaan jy dan ook nie? Het sy gesê. Ek het in jou geglo, omdat ek jou brief, jou belofte woord gehad het. Hoe kan u en ek as gelowiges hoopvol bly en ons verwagting op God stel? Ons het hoop, het 'n verwagting, omdat God se belofte woord aan ons gegee het. Hy het vir ons 'n brief, in die Bybel het hy vir ons 'n brief gegee en gesê, so sal dit wees. Wat ek beloof het, sal gebeur. Ek sal weer kom. Die woord wat Openbaring 22 vers 6 vanmôre sê, is betroubaar en waar. Ja, en omdat die lewende Here Jesus ons nuut gemaak het, ons ervaar sy liefdevolle versorging, sy teenwoordigheid, sy troos vir ons lewens elke dag. Ons wag nie maar op 'n onbetroubare vlieënier soos in die rolprent. Ons wag nie maar te vergeefs op beter tye of 'n ander plek waar ons moet wees nie. Nee, ons wag op die betroubare. Die een wat gesê het, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die een wat gesê het, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy omsluit ons van geboorte tot graf. Die een wat 3 maal in Openbaring 22 sê, kyk, ek kom gou. U en ek as gelowiges leef in die verwagting van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daarom, ons het aan die begin gesê, ons vra 'n vraag. Hier is die vraag weer. Met watter verwagting leef u? Mag die res van 2026, van die jaar is haas halfpad verby, mag die res van hierdie jaar ons ook weer bring, telkens by hierdie gebed van Openbaring 22 vers 20. Kom, Here Jesus. Maranatha. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons wonderlike Here Jesus, dankie dat hierdie lewe wat U aan ons gee, nie sinloos en doelloos is nie. Asof ons op die see ronddobber en nie weet waar ons gaan uitkom nie. Nee, Here, U het vir ons dit baie duidelik in U belofte woord, in U brief gesê. Ons wat aan U behoort, is op pad na U toe. U kom ons haal, Here Jesus. En daarom kan ons met gelowiges saam bid. Kom, Here Jesus. Maranatha. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Amen.
Thank you.